Is regtig vir my voorreg vanoggend om hier by julle te kan wees. Dat ek my die tyd in die pad te kry net vir Justin en die gemeenteraad net baie dankie sê vir die geleentheid. Dit was regtig lekker. Ek was laaste keer op hierdie kans gewees omtrent so, ek dink so 3 jaar terug, dalk bietjie langer. Maar is my lekker om terug te wees. Soos Pastor Justin reg gesê het, dis hier waar dit begin het vir my is in hierdie kerk wat ek in 2011 hier opgedaag het en toe was ek 'n 2de of 3de jaar student en onder Marius het my toe ons sy vleuel geneem. En ja, hier georden, en ek onthou sondagskool hier so, ek het die onder 11s, die 11-jariges, was die klas gewees wie ek geleer het, saam met Pastor Werner hulle. So ja, dit kom 'n lang pad saam, maar dit is my regtig lekker, en hierdie kerk sal altyd baie na my hart wees. So volgens se woord, ja, ek wil 'n bietjie baseer rondom die baie bekende gedeelte, ek sê ons almal al ergens gehoor het, wat sê dat ek het U lief, Here, omdat U my eerste lief gehad het. Ek neem aan almal van ons het al ergens gehoor, dalk raak gelees op 'n slagspreuk, dalk op sosiale media, dalk op 'n bumpersticker, en dit word alles gebaseer op die baie bekende skrifgedeelte, 1 Johannes 4:19, waarin soos volg leef, hy sê, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Hierdie skrifgedeelte is so eenvoudig en gewone Afrikaans, waar hy dan sê, omdat God my nie eerste lief gehad het, kan ons daarom vandag ook lief hê. En as jy die Nuwe Testament lees, en jy sien Romeine 5:8, dan is dit amper dieselfde, wat sê, God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin, dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan, dat ons nog sondaars was. U moet verstaan vanoggend, dat ek en u, God was vir ons lief gewees, nog voor ons God geken het. Nog voor ons eers benul gehad het wie God is, nog voor ons liefde aan hom kom bewys, het God hierdie eerste liefde vir my en u gehad. Soos Romeine sê, selfs toe ons sondaars was, toe ons nog gerebelleer het teenoor God, het al reeds vir ons lief gewees. Nou bedink toe ek aan standaard 6 was, het ek hierdie crush gehad op hierdie meisie gewees en ek het net nie geweet hoe om haar te benader nie. Ek weet, sy het natuurlik 'n crush op my ook gehad, sy was altyd baie vriendelik gewees, altyd skaam voor my gewees, sy het vir my altyd die lekkerste sweeties gebring skool toe, maar die een teken wat vir my duidelik was, dat sy regtig 'n crush op my het, is die feit dat ek haar huiswerk kon afskryf. So wanneer ek kon huiswerk doen, het sy my altyd toegelaat, maar die ding wat interessant was, is dat ons was albei bang vir die eerste move gewees. Dalk was dit omdat ons bang was vir verwerping, omdat ons nie daai kans wou vat nie, maar die goeie nuus wat ons hier volgende lees in die skrif, is dat God maak die eerste move. Selfs toe ons niks geweet het nie, kom hierdie God in sy liefdevolheid, en hy kom en hy bewys liefde aan ons. Hoekom? Natuurlik omdat hy die God van liefde is. Natuurlik omdat hy die bron van liefde is, volgens 1 Johannes 4. Weet ons, hy is die hoogtepunt van liefde. Hy is liefde self. Maar dis nie al nie. Hy bewys die liefde aan ons reeds. Hoekom? Sodat ek en u vanoggend kan ervaar wat liefde werklik is. En as ons dit dan ervaar, dan kan ons dit uitleef. Dan kan ons ander mense ook werklik lief hê. Ons leer op skool, het Newton vir ons geleer, wat elke aksie het 'n reaksie, né? So God se aksie om ons eerste lief te hê, veroorsaak dan 'n reaksie binne my en u, en daai reaksie is, dat ek nie dan vanoggend ook werklik kan lief hê. So kom ons kyk na God se liefde. As jy na God se liefde kyk, begin dit sommer in Genesis 1, daar waar God die mens maak, hy skep die mens in sy beeld en sy gelykenis, en van daai dag af was daar altyd hierdie spesiale verhouding tussen God en die mens. Dit was altyd God se intensie reg van die begin af gewees, dat hy en die mens 'n hegte en intieme verhouding met mekaar moet hê. Maar dan lees ons in Genesis 3, by die sondeval, dan sien ons waar die mens soog onder die versoeking, en die sonde kom in die wêreld, en hulle pleeg sonde, en is dan hierdie sonde, waarin hierdie intieme verhouding tussen God en die mens vir ewig skade lê. Dit skend hierdie verhouding, en die verhouding kan nooit weer dieselfde na dit wees nie. Maar dit is maar altyd interessant, as ek sien, dat God se liefde vir die mens nie stop by Genesis 3 nie. Dit wys dat God se liefde, dat hy nie die mens uitgewis het nie, dat hy nie gesê het, ek is klaar met jou, jy het gesondig, ek het jou gewaarsku, moet nie met die vrug van die bodevrug eet nie, maar jy het dit gedoen, maar jy sien God se liefde leef voort. Hy bewys weer liefde. En dan sien ons reg deur die Ou Testament, speel die verhaal homself oor en oor, waar die mens of Israel keer op keer verval in sonde, wegdraai van God af, besig is met afgoderry, keer op keer bewys God liefde deur hulle te waarsku, nie net waarsku hulle nie, deur die profete nie, hy red hulle, hy vergewe hulle, hy bring hulle uit, hy voorsien, keer op keer sien ons
dat hierdie liefdevolle God se liefde vir sy mens net nie ophou nie. Maar dit is nie net in die Ou Testament nie, as jy in die Nuwe Testament so kyk, dan sien ons dat dit 'n liefdevolle God, waarin sy seun stuur, om te kom sterf aan 'n kruis, sodat die verhouding, dit wat in Genesis 3 verkeerd gegaan het, dat hierdie verhouding tussen God en die mens weer opnuut herstel kan wees. Dit spreek van God se onveranderde en onverdiende liefde vir die mens. Jy moet verstaan dat God se liefde is volmaak, dit is perfek, dit is sonder pretensies, dit is vlekloos, daar's nie voorwaardes, dit is onveranderd, en niemand of niks kan die liefde vir God wat hy vir die mens het, kan hy keer nie. Kyk wat sê Romeine 8 vers 38-39, so mooi gedeelte, dan skryf Paulus en sê hy, een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie die dood, of lewe, of engele, of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag, of ons kom oor môre nie. Ook nie boaardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder, in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God vir in Christus Jesus vir ons Here, vir ons het nie. Is dit nie wonderlik dat God se liefde so uniek is nie, so perfek is nie. Ek kan nie dink waar ek nie sou wees as nie vir God se liefde was nie. Jy moet vanoggend baie mooi verstaan dat jy het nie vir God gekies nie. God het jou gekies. Jy moet baie mooi verstaan dat in jou sondige natuur, daar waar jy was, jy nog verlore was, in jou sonde vasgevang, so jy nooit by God kon uitkom nie. As God nie uitgereik het na jou toe nie, so jy nooit by die Here kon uitkom nie. Daarom het ek 'n probleem wanneer mense sê, of die ou Christen het al gesê, ek het my hart vir die Here gegee. Ek het 'n probleem met dit, want as ek sê, ek het my hart vir die Here gegee, dan impliseer dat ek iets gedoen het. En ek wil volgens baie duidelik maak, ek en jy kon niks doen nie. Ons kon onsself nie red nie. Dis God se groot genade, sy liefde vir die mens, het hy gekies om sy gees na jou toe te stuur. Het hy gekies om die Heilige Gees na jou te stuur, om jou te kom oortuig van sonde en van sy regverdige oordeel. En is deur hierdie liefde vir die mens, wat hy sy seun stuur, om te kom sterf van 'n kruis, sodat ek en jy nie vir ons sonde te betaal nie, dat ons sonde vir ewig en vir altyd uitgewis kan wees. Johannes 4 vers 10, 1 Johannes 4 vers 10 skryf dit so mooi, en hy sê, dit is volmaakte liefde. Nie dat ons vir God lief gehad nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sondes weg te neem. Is dit nie wonderbaarlik dat God se liefde vir ons is? Dit is hoe God se liefde vir my en u vanoggend is. Jy moet weet dat sy liefde voortleef, dat sy liefde nooit sal ophou nie, so gelees het, dit sal altyd wees. As ek gesê het, omdat God ons so lief het, veroorsaak dit mos nou 'n reaksie binne my en u, en daai reaksie is dat ons nou in staat is om ander mense ook lief te hê. Ons weet wat ware liefde is, omdat ons dit eerstehands ervaar, omdat God dit vir ons openbaar elke dag in ons lewens, en daarom dan kan ek en u vandag ander mense ook lief hê, of ander ook lief hê. 1 Johannes 4 vers 19-21 sê hy, skryf van en sê hy, ons het lief omdat God ons eers lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en haat sy broer, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het hy ons van hom af gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Weereens, baie eenvoudige Afrikaans. Dis nie moeilik om te verstaan nie, nie 'n teologiese graad om te verstaan nie. Dit sê plein, dat as God jou so lief het, dan moet jy ander mense lief hê. Dis kom Johannes hierdie kraggestelling kan maak, dat sê hy, as God so lief is vir ons, dan behoort ek en u mekaar ook so tot op die uiterste toe lief te hê. Jy moet verstaan dat ek en u ervaar God se agape liefde. Ons verstaan hy perfekte liefde. En as ons dit leer ken het, soos ons God leer ken, dan leer ken ons sy liefde en ons glo dit. En daarom is daar 'n verwagting op jou en op my, en 'n verantwoordelikheid, dat ek en u op dit op die uiterste ook so sal lief hê. Dat ons nie sal verslap in ons liefde as dit kom by mense nie. Want as liefde by God ontstaan, hy is mos die bron van liefde volgens 1 Johannes 4. En ons leer God ken vir wie hy is, dan is dit mos vanselfsprekend dat ek en u so sal lief hê. Dat ons mense so sal lief hê, dat ons dieselfde liefde aan ander mense sal kan wys. Daarom gaan Johannes dan verder en maak hy in hierdie stellings wat ek net gelees het. Hy sê, moenie vir my sê, jy is lief vir God wat jy nie kan sien nie, maar jou broer wat jy kan sien, kan jy geen liefde wys nie. Jy sien, met liefde vir die medemens, dis daai een eienskap wat my en u anders sal maak as die wêreld. Liefde is dit wat Christene, dit is 'n unieke kenmerk wat gekoppel word aan kinders van die Here, is die feit dat ons lief kan wees, dat ons vir ander mense kan lief kan wees. En jy moet verstaan dat liefde vir ander mense, as jy volgende kan sit en jy sê vir my, soos ek sê Christen, dan moet jy verstaan dat liefde vir medemens, dis ononderhandelbaar. Ons weet Jesus het gesê dat die groot gebod is om God lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand, jou siel, maar die tweede ene wat gelykstaande daaraan is
is liefde vir jou medemens. Dis onomwandelbaar. Die wêreld definieer liefde so, hy sê, as jy lief is vir my, sal ek lief wees vir jou. As jy goed is vir my, gaan ek goed wees vir jou. As jy mooi is met my en jy werk mooi met my, gaan ek mooi werk met jou. Maar dis nie wat Jesus ons leer nie. Wat sê Jesus? In Matteus 5 vers 43-48 en sê hy, julle het gehoor, dat daar gesê is, jy moet jou mense lief, jou eie mense lief hê, maar jy hoef nie jou vyand lief te hê nie, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg. So sal julle optree soos ware kinders in julle hemelse Vader. Hy laat immers die son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat sy reën val op die wat reg doen, maar ook die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat vir julle lief het, watter beloning is daar dan vir julle? Selfs korrupte tollenaars doen presies dieselfde. En as julle net julle eie mense groet, wat besonders doen julle dan? Doen die ongelowiges nie oor maar net dieselfde nie? Wees julle dan volkome in julle liefde, soos hierdie hemelse Vader volkome in sy liefde is. Hy het mos alle mense lief. Harde woorde, maar ware woorde. Dit klink amper verkeerd as ons hier lees dat God van my en jou verwag om ons vyande lief te hê. Daai persoon wat my sleg gesê het, daai persoon wat my dalk ingedoen het, wat dalk geld vir my gesteel het, daai persoon wat my seer gemaak het. Hoe kan dit wees dat God dit vir my verwag? Is dit 'n bietjie onmoontlik en so klein bietjie onregverdig dat God vir my verwag nie? Hoe kan God dit vir my verwag om my vyande lief te hê? En dan ook vir hulle te bid. Dit klink mos nie menslik moontlik nie. Dan wil ek volgende vir jou sê, is dit so jy voel, en wil ek vir jou sê dat, dit is eintlik eenvoudig. As jy vir 'n oomblik kan besef hoe lief God jou het, as jy vir 'n oomblik kan besef dat God jou aanvaar het, toe jy nog 'n sondaar was, toe jy nog 'n vyand was teenoor hom, het God jou alreeds gelief gehad, dan maak dit vir ons moontlik om so lief te hê. As jy kan verstaan waar jy was in jou sondige natuur, as jy kan verstaan hoe verlore jy was, en dat God jou nog steeds lief gehad het, dan sal, en dat God nog steeds lief in jou bewys het, dan sal jy ook so kan lief hê. Dan sal vir jou moontlik wees, wanneer jy tot die besef kom, dat dieselfde Jesus wat vir jou gesterf het, wat jou kom red het, uit jou sondige natuur het, as jy dit kan besef, dat dit dieselfde Jesus is, wat so vir jou vyand gesterf het, en so lief is vir jou vyand, dan sal dit bietjie makliker wees, om hierdie mense so lief te hê. Jesus sê vir sy disippels voorop vaar hemel toe, dan sê hy, ek gee vir julle 'n nuwe opdrag, in Johannes 13, dan sê hy, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal daaraan sien, dat julle my disippels is. Hoe sal die wêreld weet, dat ons lief is vir hulle? Hoe sal die wêreld weet, dat ons kinders van die Here is? Deur dat ons lief is vir hulle. Die wêreld sal dit nie sien, deur die kruisies wat ons dra, en die bandjies, en die visse op die karre, en die mooi skrifgedeelte wat ons post op sosiale media nie. Dis nie wat die mens sal sien nie. Die een eienskap wat sal uitstaan, soos 'n paal bo water, is as ons lief is vir mense. As ons anders lief is vir die mense. Daai liefde wat ons by God leer, sal die kenmerk wees, wat sal sê ons is disippels van die Here. Liefde is die enigste faktor wat ons sal onderskei van die wêreld. Dit is die enigste kenmerkende faktor. So ons het liefde gesien hoe God vir ons lief is. Ons het vandag gesien dat omdat God vir ons lief is, moet ons lief wees vir mense, maar ons kan nie versuim om natuurlik lief te wees vir God ook nie. Dit is ons eerste liefde. Dis die eerste liefde. Dis die eerste ding wat God van my nie verwag. En dis kom dit ook die eerste gebod is. God sê, God het ons eers lief gehad, daarom kon ons hom ook nou werklik lief hê. En alhoewel my en jou liefde nie perfek is soos sy liefde nie, alhoewel ons kort skiet in ons liefde, verwag God nog steeds dat ons hom sal lief hê bo alles. Dit is nie sal versuim daarin, dit is nie sal verslap in ons liefde nie. In Eksodus, ek staan op dat God is 'n jaloerse God. Dit beteken dat God nie tevrede sal wees met 'n afskeepliefde nie, met 'n afgewaterde liefde nie. Hy is 'n jaloerse God. Hy wil hê ons moet hom werklik lief hê. Hy wil hê ons moet al ons liefde aan hom bewys. Hoe sal ons dit weet? Hoe sal ons weet wat dit is? Deuteronomium 6 vers 5 skryf Moses en sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Ongelukkig is dit so dat baie mense kan volgende in die kerk sit, en elke Sondag in kerke sit, en hulle kan die goeie nuus hoor, oor en oor hoor, maar hulle harte is nie vir God nie. Hulle beweer hulle ken God, maar God ken hulle nie eintlik werklik nie. As jy die geheime plekke van hulle harte deursoek, dan sal jy net sonde sien, sal jy eie ek sien, sal jy hoogmoed kry. En daar sal nie 'n werklike uitverkoopte liefde vir Jesus Christus wees nie.
In 2 Korintiërs 5, dan skryf Paulus dit so mooi, en dan sê hy, tydens wedergeboorte gebeur daar iets, en dis nie op die bord nie, maar ek het vir jou lees hier van vers 13 af, dan gaan ons 'n bietjie bespreek, dan skryf Paulus en sê hy, as dit lyk asof ons buite ons sinne was dit ter wille van God, en as by ons volle verstand is dit ter wille van julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons geoordeel het, dat net een vir almal gesterf het. Glo ons almal, dat ons almal ons ou sondige lewe afgesterf het. Hy het vir julle almal gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Van nou af beoordeel ons niemand meer volgens menslike maatstaf nie, al het ons Christus ook vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel. Oordeel ons nou heeltemal anders oor hom. Daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping, die ou is verby, die nuwe is hier. Paulus skryf, dan sê hy, dat in vers 13, dat ons, as dit lyk of ons buite ons sinne is, was dit ter wille van God, en as ons by ons sinne was dit ter wille van julle. Ons sien in hierdie skrifgedeelte, net in vers 13, sien ons dat hy is uitgekoop vir die Here. Jy sien, Paulus het 'n ware liefde vir Jesus was. Hy sê, alles wat hy gedoen het, was vir Jesus Christus gewees. Of hy nou buite homself was of nie, was dit altyd gewees. Sy dryfkrag was altyd Jesus Christus gewees. Dit was die kern gewees van alles wat hy gedoen het. En wanneer dit nie gedoen het nie, dan het dit sy hart gebreek, het dit hom ontstel. Ek kan volgens dieselfde vraag vra, is jy werklik uitgekoop vir God? Is jou dryfkrag werklik Jesus Christus? Net soos Paulus, of is God net 'n bysaak in jou lewe? Iets wat ons net op 'n Sondag doen, of is dit iets wat God ons elke dag van ons lewens beoefen? Het ons 'n regte passie en 'n liefde vir die God? Wat is ons motief agter alles wat ons doen? Is dit regtig vir God? Of is daar net 'n gedeelte van my lewe wat ek aan God toewy? Is daar 'n gedeelte binne my wat dalk sê, maar wat kan ek kry? Wat kry ek uit hierdie deel uit? Jy moet verstaan dat God ken ons harte. Hy weet presies wat hier binne aangaan, en hy ken ons motief beter as enige iemand. En ons sien dan, as ons na Paulus kyk, en ons sien sy verhaal, en ons weet dat hy soveel briewe geskryf het aan gemeentes, dan sien ons, hy het nie net 'n ware liefde gehad vir God nie, maar hy het 'n ware liefde gehad vir mense. Hy het 'n liefde gehad vir verlore siele. Hy het 'n geliefde gehad vir mense. Dis hoekom hy soveel briewe geskryf het aan gemeentes, kerke geplant het, wat hy het omgegee vir ander gelowiges en sy gemeentes. Volgend brand ons harte nog vir verlore mense. Kan ons volgend werklik sê dat ons nog omgee vir die man wat op die straat sit? Pla dit ons nog eens verby hom ry, of is dit nie meer my probleem nie? Daar's soveel probleme, ek is so vasgevang in my eie wêreld, dat ek nie meer uitreik na die mense toe nie. Hoe lyk jou gesindheid teenoor jou gemeente? Is ons nog soos Paulus uitverkoop in die gemeente? Is AGS Christus sentraal en sy mense vir jou nog belangrik? Stel jy nog belang in dit? Of is jy net vanoggend hier vir jouself? Dis 'n belangrike vraag wat ek nie vir onsself moet vra, want dit is so maklik om terug te val, om te verslap in ons entoesiasme wanneer dit kom by die koninkryk van God. Paulus sê hy lewe nie meer vir homself nie, hy was heeltemal uitgekoop aan Jesus Christus. In Filippense 1 skryf hy en sê hy, as ek lewe, dan lewe ek vir Christus. Dis groot woorde, maar jy sien, as jy kan besef wat Christus vir jou gedoen het, dan kan jy, soos Paulus sê, as ek lewe, dan lewe ek vir Christus. As jy werklik uitgekoop is dit presies hoe jy lewe. Jy sal nie vasgevang wees in 'n wêreld en sy dinge nie. Daar's niks in die wêreld wat jou vir jou vashou nie. Jy het dit vrygegee om Christus Jesus as wins te kry. Kyk wat sê vers 17, dan sê hy, as jy in Christus is jy 'n nuwe skepping. Dis vir my so 'n mooi vers. Dis 'n preek op sy eie, maar jy moet verstaan dat die dag toe jy tot bekering gekom het, tot jy tot wedergeboorte gekom het God iets bonatuurliks hier binne in jou verander. Hy het jou 'n nuwe mens van binne af gemaak. Jy's 'n nuwe mens met nuwe begeertes. Jy is nie meer dieselfde nie. Ek dink aan die bekende Charles Spurgeon, het dit so mooi verduidelik. Hy sê dat as hy 2 bakke kos moet insit, en hy sit in die een bak sit hy lekker kos, steaks en vleis en goed, en in die ander bak sit hy varkkos, die stinkgoed, daai goed waarmee vlee is, daai slurp amper, as ek daai woord kan gebruik, in die ander bord, en jy moet 'n vark van agteraf wat inkom. Waartoe sal hy vark gaan? U weet, julle wat varke ken, sal weet daai vark het nie 'n keuse nie. Hy gaan reguit vir die stinkgoed. Dis wat hy ken, hy hou daarvan, dit maak hom bly as hy dit eet, hy geniet dit, en hy kry glad nie skaam daaroor nie. Maar as ek volgende vermoë het, soos Charles sê, en ek kan daai vark bonatuurlik verander in 'n mens in, en hy sien waarmee hy besig is,
kan nie verstaan hoe daai vark binne sal voel. Hy sal vernederd voel. Hy sal dit wat hy nou net geëet het, sal vir hom naarmaak. Dit sal hom walg in sy binneste. Hy sal dit 10 teen 1 opbring, omdat hy dit nie meer kan verdra nie. Hy kan dit nie meer in sy maag hou nie. Iets in sy binneste het verander. Hy het veranderende mense en dit is presies wat gebeur wanneer ek en jy tot wedergeboorte kom. Wanneer God iets nuuts binne ons maak. Ja, ons lyk nog die mense en ons lyk nog van buite af soos dieselfde mens wat jy was, maar jy moet verstaan dat God het iets binne in jou verander. Met ander woorde, ons begeertes het verander. Ons kan nie meer dieselfde dinge doen wat ons vroeër gedoen het nie. En wanneer ons dit doen, wanneer ons ook dieselfde sondes doen wat ons gedoen het, dan pla dit ons. Dit walg ons. Ons voel skaam daaroor. Ons kan dit nie verdra nie, want jy sien God het vir ons die Heilige Gees gegee. En daarom is ons begeertes nou anders. Ons word nou aangekla. Ons voel sleg oor die dinge wat ons verkeerd gedoen het. Kan jy vanoggend die werklik sê dat dit het plaasgevind in jou lewe? Dat daar regtig 'n verandering in jou gesindheid teenoor die wêreld is, teenoor mense is? Is daar 'n verandering in jou gesindheid teenoor sonde? Pla dit jou wanneer jy iets verkeerd doen, soveel so dat jy tot bekering kom en moet bely voor die Here en sê, Here, ek is jammer vir dit wat ek gedoen het? Of is jy maar net 'n gewone mens wat maar net lyk die wêreld, doen die wêreld, praat die wêreld, selfde dinge doen wat die wêreld doen? Of daar verandering in jou binneste plaasvind. Vra jouself volgende vraag: waarom is ek 'n Christen? Hoekom is ek hier vanoggend? Wat is die doel van my rede? Is dit net hierso omdat dit 'n lekker plek is om te wees? Hier's altyd vriendelike mense. As ek siek is, bid hulle vir my. Die perks is nice. Is altyd lekker koffie. Is dit die rede? Is lekker om 'n titel rond te dra om te sê ek is 'n kind van die Here. Iets nice om op Facebook te plaas, te sê ek is my status, ek is 'n Christen. Is jy dalk bang vir die hel? Is dit die rede? Of is die rede werklik omdat dit oor Jesus gaan? Is jou antwoord werk ek is 'n Christen vandag oor dit wat Jesus Christus vir my gedoen het? As dit gaan alles oor Jesus. Mense moet verstaan, dit is die middelpunt, die rede hoekom ek en jy vanoggend in hierdie kerk sit. Ons het verstaan dat dit nie vir Jesus was nie, so ek en u vanoggend nie in hierdie kerk kon sien nie. Ware Christendom is 'n hart ding. Dit gebeur hier binne die hart. Dis 'n verandering wat hier plaasvind onder leiding van die Heilige Gees. En as die hart verander, as God vir jou 'n nuwe hart gee, dan sal ons dryf altyd Jesus Christus wees. Ons sal 'n passie hê vir Jesus. Ons het 'n passie om hom te aanbid. Ons het 'n begeerte om tyd saam met hom te spandeer. Dit is vir ons lekker om tyd saam te spandeer. Ons is nie vasgevang in die dinge van die wêreld nie. God is ons eerste prioriteit. Dit is vir ons lekker om my Bybel te lees en tyd saam met hom te spandeer. As 'n mens dink dit wat Jesus vir jou gedoen het, dan is dit maklik. As dit maklik is, jy kan besef wat die Here vir jou gedoen het, is dit nie moeilik om opofferings te maak nie. Dit is nie moeilik om sekere dinge prys te gee ter wille van God nie. Ons moet die nodige opofferings maak. Dit is vir my altyd interessant dat as ek my wekker moet stel vir 4 die oggend om te gaan bid, dan moet ek myself uit die bed uit forceer. Dit is nie altyd lekker nie. Dit is koud man, dit voel nie lekker nie en ek wil nog 'n bietjie in lê en die snoes nog druk op die wekker. Maar dit is interessant dat as ek moet 4 uur opstaan om vir Driekus te sien beklei of om te gaan golf speel, dan is dit maklik om op te staan. Jy sien, dis die opofferings wat ek nie moet maak vir die Here. Dit verg iets van ons. Maar as jy dink dit wat Jesus Christus vir jou opgeoffer het, dan is dit maklik. Ons hartbegeerte moet altyd wees Jesus bo alles. Ek wil volgens sê dat God het ons eerste lief gehad. Omdat hy ons eerste lief gehad het, kan ek en u volgend lief hê. Kan ons medemens lief hê. Met dieselfde liefde wat God vir ons bewys het, verstaan ons vir die eerste keer wat is liefde werklik. Dis ononderhandelbaar vir ons as Christene om die wêreld lief te hê. Selfs ons vyande ook, al voel dit soms onregverdig en verkeerd, is dit wat God van my nie verwag. Maar ons moet nooit versuim om te besef dat ons eerste liefde mag ons nie agterlaat nie. En ons eerste liefde is natuurlik God. Ons moet altyd God eerste stel. Ons moet verstaan dat hy die eerste plek in ons lewe moet kry. En soms moet ons maar die vraag vra, maar waarmee is ons besig? Is dit nog so? Kan jy onthou toe jy tot bekering gekom het, toe aan die brandjie vir die wêreld was, hoe jy graag die wêreld wil omkeer vir die Here? En as ons nie versigtig is nie, dan kan 'n mens maklik daai passie en daai entoesiasme so klein bietjie verloor. Ons dan vinnig vasgevang word in die gejaagdheid van die wêreld en die dinge van die wêreld, dat dit maklik raak om so 'n bietjie
lauwarm te word, of is daai passie bietjie te verloor. En daarom sê ek altyd vir die jong mense wat ek bedien by die kerk, sê ek altyd, ons moet so nou en dan net so klein bietjie introspeksie weer doen. Net so klein bietjie stok vat en jouself net weer die vraag vra, maar waarmee is ek besig? Is dit nog so passievol vir die Here? Of het ek toegelaat dat die dinge van die wêreld my so klein bietjie terugtrek? En as dit die geval is dat 'n mens weet op 'n punt sal kom, dat die mens kan sê, Here, ek is weer terug man, ek wil my liefde vir U teruggee. Ek wil weer daai eerste liefde teruggee. Ek wil weer passievol wees. Ek wil weer entoesiasties wees. Die kerk moet my bly maak. Dit moet wees soos Dawid sê, ek was bly gewees toe ek gehoor het ons gaan na die huis van die Here. Ons moet 'n passie en 'n blydskap in ons binneste as dit kom by ons Christendom. Dit is nie 'n swaar ding om te hê nie. Ons moet nie mismoedig wees nie. Dis iets wat in ons die harte moet brand en dit word alles kom van die besef wat Jesus Christus vir my en nie gedoen het. As jy kan besef dit wat hy vir ons gedoen het, dan raak dit makliker, dan wil ons beste vir hom gee. Ons weet God het sy heel beste vir ons gegee. Daarom wil ons beste vir hom gee. So dis my boodskap volgende. Ek hoop regtig dat die Heilige Gees die naprediking sal wees, dat daar waar ons by die huise is, miskien net bietjie sal besef. Net osself die vraag sal vra, maar het ek nog werklik mense lief? Is ek regtig lief vir mense? Roer mense se probleme my nog? Is daar iets wat ek kan doen? Reik ek nog uit na my gemeenskap, na my gemeente? Ag, Jesus Christus sentraal. Is ek nog ingekoop in hierdie gemeente of is ek elke Sondag hier? Vra jouself die vraag, hoe lyk my stilte tyd? Hoe lyk my tyd saam met die Here? Is God nog my eerste liefde? Gee ek hom nog my beste? Of het ek teruggeval en bietjie koud geword, bietjie lou geword? En as dit die geval is, dat ons tot bekering sal kom en weer by die Here sal kom bely en sê, Here, asseblief, vergewe my en ons daai vlam weer sal aanblus en ons weer daai vlam sal aanvuur sodat ons aan die brand kan wees van ons koning en ons Here. Kom ons sit so en bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg, Here, dit volgende, Here, om net weer so in die huis te kan wees, Here. Dankie vir die lewende woord wat ons volgende kon hoor, Here. Vader, ons wil net vanaand vanoggend vir U sê, Here, dankie dat U so lief is vir ons. Dankie dat U vir ons lief was, selfs toe ons U nie geken het nie, toe ons nog sondaars was, toe ons nog gerebelleer het teen U, Here. Dankie dat U 'n passie en 'n liefde vir ons gehad het, Here. Was dit nie vir dit was nie, Here, weet ons volgend, Here, dat ons verlore sou wees, Here. Vader, ek wil bid dat daai liefde wat U vir ons het, Here, dat dit opnuut in ons harte sal brand, Here. Dat ons weer opnuut 'n nuwe liefde sal hê vir mense, nie net vir verlore mense nie, maar vir ons gemeenskap, vir ons gemeente, Here. En Vader, ons hierdie liefde sal bewys in hulle. Maar Here, behalwe dit, Here, wil ek vra dat ons liefde vir U sal terugkeer. Dat ons weer opnuut, Here, aan die brand sal wees vir U, Here. Dat ons weer opnuut, Here Jesus, tyd en bemoeienis met U sal maak, tyd saam met U sal wees, Here. En Vader, dat ons werklik weer in die brand sal wees vir U, Here. Dankie, Vader, dit maak nie saak wat gebeur, waar ons was, Here, of wat ons gedoen het, Here, dat niks ons ooit van die liefde sal skei nie. Here, en dat solank wat ons leef, Here, solank wat daar nog asem in ons longe is, Here, dat U ons nog steeds kragtig wil en kan gebruik. En Here, dat ons onsself bruikbaar sal stel, om op hierdie manier, Here, net eerste eer aan die naam sal bring, Here, maar Vader, ook U koninkryk sal uitbrei tot eer van U naam. En Here, daarvoor sê ons vir U dankie. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen.